Ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dankie o Here vir hierdie geleentheid wat ons het om meer oor u woord te leer. Ons bid dat u ons die nodige nederigheid sal gee om voor u woord te buig en te erken wanneer ons dinge nie verstaan wat dalk vir ons te moeilik is nie. Maar ons bid ook dat u vir ons die dapperheid en die vrymoedigheid sal gee om dit te glo wat u woord vir ons leer. Ons bid dat u ons hierdeur sal versterk, spesifiek dat u ons sal toerus om te stry en te veg teen die chaos in die wêreld daar buite. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dan kan maar weer almal gaan sit. Goed, so die onderwerp waaroor ek vanaand met julle wil praat, gaan oor Leviathan. Nou, ons het Psalm 74 gesing, want in daardie Psalm sing ons oor Leviathan. So, ek weet nie of julle het gehoor het daar in vers 10. Nee, die vers 10 het gesê, mag die ontwaak u hand en hul verstrooi, u wat voorheen in stormsee al die drake, seemonsters, Leviathans ope kake oorweldig het, die roofdier juis ten prooi. En so ons sing daar van Leviathan. Nou, waaroor gaan Leviathan? Wat is Leviathan? Wie is Leviathan in die Bybel? Ek weet nie of julle al ooit 'n vers raak gelees. Daar's so 5 dele in die Bybel, 5 vers, net 5, waar jy van Leviathan kan lees in die Bybel. So is nie iets wat vreeslik baie voorkom, jy kan maklik dalk oor dit spring. Nou, Leviathan is 'n seedraak. Dis ook waar die vers in die bereiming sê. So Leviathan is 'n draak in die see waarvan ons 'n klompie keer lees in die Bybel. En dis eintlik iets wat baie algemeen is. En dis hoekom dit word ook min in die Bybel genoem, maar dit is 'n tema wat baie groot is. En dit sluit aan by 'n tema wat baie groot is in die Bybel. En dit is iets wat jy ook by ander plekke gaan kry. So in net omtrent enige godsdiens of veral die antieke godsdienste, maar selfs in enige, dit is amper asof mense het nie, ons het nie die vermoë om dit te ontsnap nie. Oral waar jy kom, kry jy hierdie idee van 'n draak wat in die see is en hy moet oorwin word. 'n Draak in die see wat oorwin moet word. My gunsteling voorbeeld in ons moderne tyd, waar jy nog steeds in mense se verbeelding sien, is Godzilla. Die monster, die reptielmonster wat uit die see uitkom en Tokyo opvreet. So daar's die idee van iets in die see. Nou, die see is iets wat woelig is iets wat beweeg, jy kan dit amper nie beheer nie, daar's al die golwe, daar's heeltyd beweging, en so, mense het in die antieke tyd die see baie verstaan as 'n simbool vir chaos, iets wat heenwys na chaos, en dan die draak in die see is die persoon van chaos, of mense kan sê die personifikasie van chaos, en daar is die idee dat die see gaan opstaan, die draak uit die see gaan opkom, en hy gaan die orde op die land kom opvreet en oorwin. En nou die Bybel vat nie daardie idees heeltemal net so oor, die ander kulture nie, glad nie, maar die Bybel sluit wel aan by daardie tema en leer vir ons 'n paar pragtige dinge daaroor. So dis waar ek met julle wil gesels. Die tema vir hierdie gesprek is Leviathan, mite, metafoor of monster. So gewoonlik as mense praat van die Leviathan in die Bybel, dan gaan hulle sê hy's een van hierdie 3 dinge. Hy's 'n mite, 'n metafoor of 'n monster. Goed, so is maklik om te onthou. Mite, metafoor of monster. Die mense wat sal sê Leviathan is 'n mite, hulle gaan sê, kyk nou al die ooreenkomste tussen Leviathan en die Bybel en byvoorbeeld die Kanaanitiese kultuur wat praat van die Kanaaniete praat van Litanu, of soms hulle Lotan, maar is beter om dit te verstaan as Litanu, wat ook so 'n draak in die see is en jy kan hoor die ooreenkomste tussen Leviathan en Litanu, die 2 woorde klink amper soos mekaar. En so hulle sal sê, kyk al die ooreenkomste tussen Leviathan en hierdie ander drake ook, die Babyloniërs se soortgelyke mite, en daarom sal hulle sê, kyk, die Bybel is eintlik maar net, die Bybel is vol van mitologie, net soos al die ander kulture, is nie eintlik anders as enige van die kulture van die dag nie, die Bybel is maar net soos wat al daardie ander mense maar daardie tyd geglo het, is net nog 'n variasie van wat die mense rondom hulle daar geglo het, en daarom kan jy eintlik nie die Bybel vertrou nie. Goed, so dit is die een interpretasie, is verkeerd, okay? Kom ons sê dit maar net daar. Dan is daar ander mense wat sal sê, goed, as jy na die Leviathan in die Bybel kyk, dan is dit 'n metafoor. Dit is 'n metafoor, so jy gebruik hom net as 'n metafoor vir boosheid in die algemeen, of 'n metafoor vir chaos dalk, of 'n metafoor vir iets anders. En die probleem daarmee, dink ek, is mense is te maklik geneig om in daardie rigting te gaan, net om moeilike dinge in die Bybel weg te verduidelik. Hy sê, is net 'n metafoor, want jy wil uit die probleem uit ontsnap. Goed, dan die derde manier hoe mense Leviathan verstaan is om te sê, is 'n monster. So 'n monster, gewoonlik sal hulle sê, Leviathan is 'n demoon. En jy kry dit, mense praat van strategic spiritual warfare, of strategiese spirituele oorlogvoering. Dit is mense wat sê dat as die evangelie uitdra, dan is dit baie belangrik om eers die demone in die omtrek te konfronteer, anders gaan die evangelie nie verkondig kan word nie. En daar's elemente van dit wat ook waar is, maar mense moet ook maar versigtig wees vir
vir daardie rigting. So wat is Leviathan? Hy nie 'n metafoor of 'n monster is nie. Ek dink al drie hierdie benaderings sien iets raak en waarskynlik moet ons by al drie hierdie benaderings iets leer. So Leviathan is nie net 'n mite nie, maar daar's 'n element van dit wat dalk waar is. Hy's nie net 'n metafoor nie, maar daar's 'n element van dit wat waar is en hy is nie 'n monster nie, maar daar's 'n element van dit wat waar is. So hoekom sê ek dit? Wel, as jy na Leviathan kyk, daar is wel baie ooreenkomste tussen Leviathan en die ander mites uit daardie tyd uit. En ons sal ook by van daardie ooreenkomste kan uitkom. En ek is nogal lief vir hoe C.S. Lewis dit gestel het. So, die Christelike skrywer C.S. Lewis, as julle nou nog nie van sy boeke begin lees het nie. Wat's fout? Ek spot sommer. Goed, so C.S. Lewis was 'n baie goeie skrywer en hy was baie opgeleese in die antieke kulture en die antieke mites. En hy het baie ooreenkomste raak gesien tussen die antieke mites en die Bybel. Daar is sommige ooreenkomste. Daar's ook groot belangrike verskille, maar daar is ooreenkomste. Soos byvoorbeeld iets wat ek dink baie van julle dalk al van gehoor het, omtrent elke antieke mite of mitologie, elke antieke godsdiens praat van 'n wêreldvloed wat daar was en 'n paar mense wat oorleef het in 'n houtboot. En C.S. Lewis het dan na al die mites gekyk, was baie ander sulke mites, en hy het gesê, dit is juis 'n bewys van die waarheid van die Bybel, dat jy die mites in ander kulture kry, want hy sê, al die ander godsdienste gryp terug na iets wat hulle ergens in die verlede reg verstaan het. Ergens in die verlede het hulle hierdie ding reg verstaan, hulle gryp terug daarna. So hy het dan van die Bybel gepraat as die mite wat 'n feit geword het. Die Christelike geloof is die mite wat 'n feit geword het. So hy sê, ons moet nie bang wees vir die mites van die ander volke en as daar ooreenkomste is. Ja, wat ons moet sê is juis, dit is 'n bewys daarvan dat die storie van die Bybel of die verhaal van die Bybel waar is. So jy kan in 'n sin dan praat van Leviathan in die Bybel as 'n mite, daarmee bedoel jy nie dat hy nie bestaan het nie, of dat mense dit op duim uitgesuig het, of dat hy dieselfde is as die ander mitologieë van daardie tyd nie, maar jy kan sê, daar is 'n element van dit wat waar is, en daardie ander mitologieë verlang na iets wat die Bybel op die regte manier kan voorhou. Goed, en dan Leviathan as 'n metafoor, daar is regtig baie ooreenkomste waar jy Leviathan moet verstaan as 'n verwysing na iets anders. Sommige van die verwysings en lyk nogal na 'n goeie manier om Leviathan te verstaan as 'n beeld eintlik 'n heidense koning uit byvoorbeeld, of jy kan regtig die korrelasie raak sien tussen Leviathan en Chaos byvoorbeeld. Ons 'n sterk korrelasie tussen Leviathan en Chaos. So dit is ook 'n geldige manier om dit te verstaan, maar dan sê nie Leviathan is net 'n metafoor nie. En die derde een is Leviathan as 'n monster. Dis nou eintlik spesifiek, toe Henny my nou gevra het laas Sondag het hy my gevra om hierdie te doen. Toe hy my gevra het, hy sê hy moet iets wees wat ek nou oor reg is om oor te praat. So ek's eintlik besig met 'n studie oor hierdie hele ding en dis hoekom ek toe gesê kom ons praat hieroor. En dit is nou meer waarop ek dan nou infokus in die studie. Is net om te kyk na die ooreenkomste tussen Leviathan en dan Genesis 3 se slang. So dis baie interessant. En ons regtig baie ooreenkomste wat jy kan sien net in die manier hoe die slang in Genesis 3 uitgebeeld word en dan konseptuele verbande wat daar kan getrek kan word tussen maniere hoe Leviathan uitgebeeld word. So as 'n sterk korrelasie en in die Nuwe Testament kom nog sterker na vore as mense gaan kyk na Openbaring 12. Openbaring 12 sê dan op die ou end die slang en die draak is een en dieselfde wese. Die slang en die draak is een en dieselfde wese. En so jy sien hoe daardie gedagtes so by mekaar uitkom wat Leviathan ook 'n verwysing kan wees na 'n demoon, na Satan. Ook 'n monster dan. So Leviathan, 'n mite, 'n metafoor en 'n monster. Nou kom by 'n paar van die spesifieke tekste uit. Ek weet nie, ek het nou maar net hier goed so neergeskryf en ek dink ek wil saam met julle dink. So ek los vir julle 'n paar gedagtes en ons kan regtig lekker hieroor gesels. Ek hoop julle het vrae. Dit sal baie lekker wees as ons dit kan bespreek. Maar ek wil hê dat ons moet uitkom by die spesifieke tekste. So ek het net nou gesê Leviathan kom voor in net 5 tekste in die Bybel, die woord Leviathan. So hy word net 5 keer eksplisiet genoem. Hy kom op baie ander maniere indirek voor, maar hy word 5 keer eksplisiet genoem. So een van hulle is Psalm 104 vers 26. Psalm 104 vers 26 is, en dan die volgende, so gaan die volgende ook genoem. Die volgende is Job 40 vers 20 tot in die einde van 41. So is 'n baie lang deel wat praat van Leviathan. Nou, hulle is al twee uniek in 'n sin, want as jy dit lees, die beste manier sou ek sê om dit te interpreteer, is dit verwys na 'n natuurlike dier. 'n draak, 'n seedraak wat die Here geskep het, of soos mense vandag sal sê, 'n dinosaurus. 'n dinosaurus. Okay. Goed, ons kan daaroor gaan gesels en ons gaan nie nou vreeslik daarby uitkom nie, maar gaan lees gerus na
gaan lees gerus Job 40 vers 20 tot aan die einde van hoofstuk 41. En dan hoor jy, hy spoeg vuur, en as hy nies, dan kom al vonke by sy neus uit, en daar's kaggels in sy keel, en allerlei 'n pragtige manier om te beskryf wat hy vuur spoeg. So, wat anders is dit dan as 'n draak in die see? En Psalm 104 kan jy self te sien, Psalm 104 het baie ooreenkomste met die beskrywing van die skepping in Genesis 1. So jy kan sien dit verwys na die skepingsgebeure en beskryf vir die see met alles wat wemel in die see. Hoor weer Genesis 1. Dan sê hy ook daar is Leviathan. In Genesis 1 lees jy van die groot see diere wat God geskep het. En die eintlike woord daar is ook vir 'n draak in Genesis 1 as dit sê God het die see drake eintlik geskep, en dan in 104, Psalm 104 vers 26 lees jy van Leviathan wat God geskep het. So dit verwys na dis nou maar wat ek dink na see drake of dinosourusse wat die Here geskep het. Nou, kom ons kom aan by 'n paar van die ander spesifieke tekste. Die eerste teks waarna ek wil hê ons moet blaai, julle moet asseblief julle Bybels by julle en saam blaai. Praat eintlik nie direk van Leviathan nie, maar dit is 'n belangrike teks, want ander tekste van Leviathan sinspeel daarop. So dis in Genesis 1 vers 2. Genesis 1 vers 2, die tweede vers van ons Bybel. En dit is die rede waarom ek hierdie nou lees. Dit praat nie van Leviathan eksplisiet nie, maar dan van die ander tekste wat ons gaan lees verwys terug daarna. Ek kan nie agterkom met sinspeel daarop en dan beskryf dit vir Leviathan. So Genesis 1 vers 2. Ek sal dit vir ons lees. Dit is nou God het reeds alles uit niks uit geskep, uit die hemel en die aarde uit niks uit geskep, maar nou, dit wat hy geskep het is nog nie soos wat dit vandag lyk nie. So dit is nou wat ons hier gaan lees. Dit is nog nie so mooi soos wat dit vandag lyk nie, en dan gaan ons lees hoe dit beskryf word, voordat God dit begin orden en mooi maak het, hoe was dit? So Genesis 1 vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg. In Hebreëus daar is tohu vavohu. So woes beteken, dis tohu, dit beteken iets soos chaos, en wohu is, jy kan sê leeg is goed, jy kan ook sê iets wat nietig is, so dis niks werd, dis 'n niks. So dis hoe dit is, as God maak het uit niks uit, dan is dit woes en leeg, so jy kan sê dis chaos en leegheid, of chaos en nietigheid. En dan wat die Here gaan doen, is hy gaan die eerste probleem aanspreek, hy gaan die chaos stop deur skeidings in te bring, hy skei die water van die water en die water van die grond, en hy skei allerlei dinge van mekaar in die eerste 3 skepingsdae, en daarna begin hy dan om dit vol te maak, so spreek hy die tweede probleem aan. So dis woes, en begin om te skei en te orden. En dan die tweede probleem, dis leeg, en begin om dinge vol te maak. So hy maak plante op die aarde, en diere wat op die aarde kruip, en voëls wat in die hemel vlieg, en visse wat in die see, en sterre in die nagtelike hemel. Dit is die laaste 3 skepingsdae dan. So woes en leeg, en die Here gaan aanspreek. Maar so jy sien hierdie chaos daar, dis die belangrike woord wat ek wil uitlig. Daar is chaos, en wat doen die Here? Hy orden die chaos. Nou, dis belangrik, onthou op hierdie stadium, die Satan het nog nie, ons weet nie of die Satan, wanneer hy presies geval het, maar die menslike sondeval het nog nie plaasgevind nie, en die Here gaan hierso op 'n later stadium, in vers 31 gaan hy sê, alles wat hy gemaak het was baie goed. So as ek sê as chaos, bedoel ek nie as iets wat sleg is noodwendig, net soseer as dit is nog nie wat dit moet wees nie. Die Here maak hierdie goed, die manier hoe dit verder beskryf word in vers 2, Genesis 1 vers 2 sê, duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die water. So wêreldvloed, dit kan ook vertaal word as iets wat baie diep is. So jy kry die prentjie van iets wat nog nie is wat dit moet wees nie. Is modderig, want daar is nog nie skeiding tussen die water en die grond nie. Dis chaoties, as jy nou maar so daaraan wil dink, sonder dat jy noodwendig hoef te sê dat dit iets is wat sleg is, want God het dit nog nie, daar het nog geen sondeval plaasgevind nie. Maar goed, dan blaai ons na Psalm 74, die wat ons nou gesing het. So kom ons gaan soontoe. En dan gaan ek vir ons daar lees vers 13 en 14 hoe Leviathan beskryf word. So, en dan moet julle die ooreenkomste sien. So Psalm 74, in die konteks, is hy heeltyd besig om te praat van dinge wat jy moet terug herinner aan die skepping. So Psalm 74, daar's dinge wat jy moet terug herinner aan die skepping. So in vers, waar is dit? In vers 12 sê hy, nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing en werk op die aarde. So hoor daai woord voortyd. So hy is hier besig om te terug aan lang gelede, aan die voortyd, die voorgeskiedenis. En dan in vers
Vers 15 sê, u het fontein en stroom oopgeslaan, u het standhoudende riviere laat opdroog, aan u behoort die dag, aan u behoort ook die nag, in vers 16, u het die hemelligte en die son vasgestel, u het al die grense van die aarde bepaal, somer en winter, u het hulle geformeer. So jy hoor die skepingstaal, en hoor dan binne te midde van die skepingsgebeure, vers 13 en 14, sê hy, u het deur u sterkte die see geklief, hoor dit, hy het die see geklief, u het die koppe van die seemonsters op die water verbreek, u het die koppe van die Leviathan verbrysel, u het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Nou waarna verwys het? Wel, wanneer het die Here tydens die skepingsgebeure die water, die see geklief? Toe hy dit begin skei het. So jy het die tohu vavohu, jy het die woestyn leeg, die watermassa, en die Here begin om te skei. Hy trek die water op na die wolke daarbo en die water die onder, dan skei die water die onder ook, en die water in die grond word uitmekaar. So die Here klief dit, as jy het so daaraan wil dink. En hier word dit op 'n digterlike manier beskryf as God wat 'n seemonster doodgemaak het. Hy het oor daardie chaos, kan jy sê, geheers, het oorwin, die draak en die see doodgemaak. Natuurlik is nie letterlik nie, hang nou wat jy met letterlik bedoel. Dit het regtig gebeur, die Here het daardie water so geskei, hy het dit geklief en dit gedoen, maar die manier hoe dit hier beskryf word, jy hoef nie daar te dink dat daar 'n vleis en been monster daardie tyd al daar was nie. Die Here Leviathan eers later geskep, en jy lees ook in Genesis 1, as die Here die seediere skep. Maar goed, so hier word dit beskryf as die Here het chaos oorwin. Hy het chaos oorwin in die skepping. Nou kom ons blaai na Jesaja 51. Jesaja 51 is baie soortgelyk, maar dan praat dit nou van, dit gebruik met 'n ander naam, dit gebruik die naam Rahab. Rahab is ook 'n see-draak, en mense kan nou daaroor lank staan en debatteer, is dit dieselfde see-draak as Leviathan of 'n ander ene? Ek verstaan dit maar as, dit is maar net twee name wat na dieselfde beginsel altyd verwys. So, ons kan daaroor gesels as jy nou nie sou saamstem nie. Maar Jesaja 51 vers 9 tot 10, lees ons hier weer van die Here wat 'n see-draak oorwin het. Hierdie keer is dit net Rahab. Nou Rahab kom meer kere voor as Leviathan eintlik, soos jy 'n selfoon of so het wat jy toelaat om op die woord te klik, dat jy kan sien waar al die ander kere is waar die Hebreëse woord voorkom. Dan kan jy gaan kyk hoeveel keer Rahab voorkom, maar almal ken altyd Leviathan. Ek dink baie minder mense weet van Rahab. Dalk dink hulle jy kan net nie gesê dan praat jy van Rahab, die vrou uit Jerigo. Maar dis nie waar nie. So is nie dieselfde, hier is 'n seemonster. Nou kom ons lees Jesaja 51 vers 9 en 10. In die konteks is hy weer besig om te praat oor die skepingsgebeure. Ek gaan dit nie nou lees nie, maar hoor dan wat sê hy in vers 9 en 10. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte arm van die Here, ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie u wat Rahab neergekap, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed, hoor daar die woord wêreldvloed, selfde woord as in Genesis 1 vers 2, is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie? Twee gebeure waarna hy verwys. Een gebeurtenis is weer die skepping, hy verwys terug na die skepping. God het die water droog gemaak toe hy dit geskei het, die water in die grond van mekaar geskei het. En dan ook 'n ander gebeurtenis waarna hy verwys. Hy sien dit amper asof daar is so 'n ego in die Bybel. Op 'n later stadium het God toe die volk deur die Rooi See getrek het, hy weer die grond droog gemaak. Hy het weer 'n keer die see geklief. As jy so dan wil dink, hy het die water geskei en die volk kon deurtrek, en hy sien 'n ego daarin, 'n parallel daarin, en hy beskryf van al twee as 'n oorwinning van die seemonster Rahab. So, hier sien jy weer dieselfde tipe ding. Goed, nou kom ons blaai dan nog 'n deel. Ek wil maar net 'n paar tekste hier met julle bespreek, maar is vir my baie interessant. Ek dink ons moet dit deur ons gedagtes laat gaan. Ons gaan nou uitkom by wat dit vir ons prakties beteken, maar knoop nou maar net daai in jou oor. So kom ons blaai na Job 26. Job 26. Ons gaan nou nie lees die lang beskrywing van Leviathan en Job 40 en 41 nie, maar ek wil wel hier lees Job 26 vers 12 tot 13 verwys na Rahab, ook weer wanneer dit praat van hoe God geskep het. So kom ons lees daar uit Job 26 vers 12 tot 13. Jy kan op jou eie tyd die hele Job 26 gaan lees. Dit gaan weer oor die Here se krag wat hy bewys het in die skepping
en in sy oorwinning van die see, as jy so daaraan wil dink. So, die see en allerlei ander konsepte wat daaraan verbind is, God heers oor dit, hy is groot verhewe bo dit, en dan hoor wat sê hy in Job 26 vers 12 tot 13, Job 26 vers 12 tot 13, deur sy krag bring hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter hy Rahab. So as Rahab en Leviathan verwysing is na chaos, en sê, deur sy verstand oorwin die Here chaos. Deur sy asem, die Hebreëse woord ruach, kan ook wees sy gees, en dan dink jy aan die gees wat sweef op die waters in Genesis 1 vers 2. Deur sy asem of gees word die hemel helder, sy hand het die vinnige slang deurboor. Die vinnige slang verwys ook maar na Rahab, die vinnige slang, die vinnige draak, hoe jy het ook al wil verstaan. Goed, so jy sien al die gedagtes en goed wat daar na vore kom, hierdie beskryf weer 'n keer die skepping, as hy praat van hoe die hemel helder geword het, en hoe hy oor die see getriomfeer het. Nou, alles van dit is in die verlede, dit beskryf die skepping. So as jy daaraan wil dink, God wys in die skeppingsgebeure, hy heers oor chaos, of jy kan sê hy oorwin chaos. Dit is nou moeilik om daaraan te dink, want dit is nie regtig asof dit die duiwel is of iets soos dit, want die duiwel is nog 'n goeie skepsel. Die Here bespreek het nog as dit is baie goed, alles wat hy gemaak het in Genesis 1 vers 31. Maar tog is dit op 'n manier iets wat die Here sê, hierdie is nog nie soos wat ek het wil hê nie. Dit is woes en leeg, dit is chaoties, en ek gaan dit orde, en ek gaan dit beter maak, en in daardie sin kan jy daarin sê wat die Here kom doen, is hy kom klief die see, hy kom klief die chaos, hy kom orde in die chaos, hy skep orde in chaos, en dit is wat hy gedoen het heel aan die begin. So jy kan sê wat die Here daar heel aan die begin gedoen het, is hy kom bou 'n koninkryk, 'n wêreld van orde. Alles het sy plek, alles moet funksioneer volgens sy doel. Daar is die grense wat hy ingestel het, hy sê, man, jy moet dit wees, vrou, jy moet dit wees. Hy stel hierdie orde in, en ons orde in sy hele skepping, die see ken sy plek, die aarde ken sy plek, die wolke daarbo ken hulle plek, en wat dan met die sondeval gebeur, is Satan kom bring weer chaos in die Here se skepping in. Hy kom verwar die rol tussen man en vrou, die rol tussen mense en God, die rol tussen mense en die skepping, hy bring chaos in. So as orde, die Here gee orde, en die Satan sê, ek hou nie hiervan, gee vir my chaos, gee vir my die see, gee vir my die tohu wabohu, ek hou meer daarvan, en hy probeer om dit terug te bring in hierdie wêreld in. Nou, later in die verhaal, ek wil nie te veel hierop ingaan nie, in die geskiedenis van die Bybel, dan laat die Here toe dat die see weer opkom oor die aarde met die groot sonvloed. So in 'n sin gee dan weer terug aan die chaos. Die see kom neem weer alles oor, maar dan sak die see weer weg en die aarde kom weer uit dit uit, en die Here plant weer 'n mens op die nuwe aarde, en hy begin weer en sê vir hom, hier is hoe jy moet leef, hier is my reëls vir jou lewe, hier is die orde wat ek vir jou skep, en hy begin weer met sy koninkryk van orde. Nou, die laaste teks waarna ek wil hê ons moet blaai is Jesaja 27 vers 1. So kom ons blaai na Jesaja 27 vers 1. Mense wat nou slimmer as ek is, wil sê is die belangrikste teks om Leviathan in die Bybel te verstaan. So vat dit nou vir wat dit werd is. Hy is in 'n geval baie interessant. So kom ons lees Jesaja 27 vers 1. Jesaja 27 vers 1. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Nou, julle onthou net nou wat ek gepraat het oor Litanu, en dit klink dalk baie vreemd. Dit is nou uit die Kanaanitiese godsdiens. Praat hulle van 'n seedraak wat doodgemaak is deur Baal. Baal is hulle hoofgod, en so het hierdie mite wat ook te doen het met die skepping. So hulle verwys ook na die skeppingsgebeure, wat hulle sê voor die skepping moes Baal eers 'n groot stryd voer teen Litanu, en Litanu oorwin. En Litanu word dan in daardie mites beskryf as die vinnige slang en die kronkelende slang. So dis een van die maniere hoe jy sien, hier's 'n bietjie van 'n parallel tussen die ander mites uit die tyd. Ons moet nie bang wees daaroor nie, want dit wys juis vir ons, daardie mites het die mense wat daardie goed geglo het, hulle het verstaan dat daar ergens 'n waarheid sit agter dieselfde dinge wat die Bybel beskryf. So ons moet juis dit sien as 'n bevestiging van dit wat ons in die Bybel leer, as ons lees van Leviathan. Maar goed, al die ander beskrywings wat ons nou gelees, al die ander kere as jy lees van Leviathan, dan praat dit van iets in die verlede. Net die skepping.
Die tohuwabohu, God het die see geklief. Daar by die skepingsgebeure en by die Exodus, toe God die volk uitgelei het uit Egipte en hy die Rooi See oopgemaak het vir hulle, hy het dit gedoen, dit is iets in die verlede, ek praat baie maal oor die skepingsgebeure, maar hierdie keer is dit anders. Hoor wat sê daar in vers 1, het sê, in die dag, watter dag? Dit is die tema van die dag van die Here, wat groot is in al die profete, maar jy kan agterkom watter dag dit na verwys, as jy die res van die hoofstuk gaan lees. Ek het vir julle 'n paar dinge daar uitlig, vers 2, dan lees jy, die Here gaan 'n wingerd plant op dieselfde dag, 'n wingerd van skuimende wyn. In vers 4 lees jy van die vernietiging van dorings en distels, wat verwys na die, God trek die vloek terug wat oor die skepping heers, en dorings en distels was deel van sy vloek in Genesis 3. Jy hoor van groot vrugbaarheid in die volk van die Here in vers 6. Jy hoor van die versoenings van God se volk in vers 9. En jy hoor van groot bekering van heidense nasies in vers 13. Al hierdie dinge moet vir jou net na een gebeurtenis verwys. Dis die koms van Jesus Christus. Die koms van Jesus Christus en spesifiek sy kruisiging en sy opstanding uit die dood. Dit is waarna hierdie dag verwys. Toe Jesus Christus gekruisig is, al hierdie dinge gebeur. So in 'n sin moet jy dan kyk na sy kruisiging en sy opstanding uit die dood 3 dae later as hierdie oorwinning van Leviathan. Nou waarvan praat ek? Wel onthou dat chaos weer teruggekom het in die skepping tydens die sondeval. Die duiwel bring dit in, die slang, of die draak, hoe jy ook al hom wil dink. Hy bring weer chaos in die wêreld in. Hy wil die tohuwabohu hê, hy wil die woes en leeg hê. Hy hou nie van God se skepping wat goed en mooi is nie. Hy wil hê dit moet chaos wees. So hy bring dit terug in die skepping in en die mense gaan maar net saam met hom. Hulle volg maar sy voorbeeld en oral waar hulle gaan, bring hulle geweld en boosheid en dood en chaos. Net chaos, 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 chaos. Kyk nou rondom jou vandag. Wat sien ons in ons wêreld vandag? Chaos oral waar jy kyk. Chaos heers. Jy kan sê as jy vra watter God heers oor hierdie wêreld, dan sal die Nuwe Testament vir jou in 'n sin sê die God van hierdie wêreld is die duiwel. Die God van hierdie wêreld is die duiwel. Jy kan ook sê die God van die wêreld is Leviathan. Want dit is oral net chaos waar jy kyk. Maar wat gebeur het met die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus is God het weer 'n keer Leviathan oorwin. Weer 'n keer het hy Leviathan oorwin. En dan soos die kerk begin groei en die koninkryk van God uitgebou word na die hemelvaart van Jesus Christus, is hy besig om sy orde weer in hierdie skepping in te bring. Dit is soos 'n nuwe skepping, onthou. Dit was woes en leeg aan die begin en die Here begin om dit te orden en dit te vul. Dis wat ons nou mee besig is. Ons orden en ons vul. En ons Christen voorouers dink ek het dit dalk baie beter verstaan as ons. Ons het 'n lang geskiedenis, 2000 jaar van geskiedenis van Christene wat orde bring waar ook al hulle gaan. Hulle gaan in 'n heidense volk in 'n heidense nasie en hulle sê wat is die eerste 2 dinge wat ons gaan bou? Dit is 'n kerk en dit is 'n skool. Ons gaan hierdie mense leer. Ons gaan orde hier inbring. Ons voorouers het baie instellings en institusies gebou van orde. Hulle bring orde waar hulle gaan. Hulle sê hier is my stukkie grond. Weet jy wat? Ek wil hê hier moet orde wees op my stukkie grond. Hier is my gesin, ek wil orde hê in die gesin. Hier is die land wat ons het, ons wil orde hê in ons land. En ons wêreld hou niks daarvan nie, natuurlik nie. Ons wêreld dien die duiwel en hulle dien chaos. As 'n ander beginsel wat in die Bybel kan kry, dit is die beginsel van aardjie na sy vaartjie, soos ons in Afrikaans sê. So jy is soos jou vader, en as jou vader die duiwel is, of as jou vader chaos is, dan gaan jy begin lyk soos chaos. Jy gaan net chaoties optree en chaos, vol chaos leef. Nou, wat ons moet doen, is ons moet leef soos ons vader. Wie is dit? Dis God, die Here. En wat doen hy? Hy oorwin die chaos monsters. Hy trap op hulle koppe, hy deurboor hulle met sy swaard, hy wen die Leviathan. Dis wat ons moet doen, ons moet veg teen Leviathan, waar ook al ons hom kry. Ons moet veg teen die chaos in die wêreld hier rondom ons. Nou, ek wil net 'n paar areas, as jy dit so kan sê, noem. So 4 areas, ons 4 basiese areas waarin ons altyd leef. Individueel, gesin, kerk en staat. Okay, so 4 basiese areas. Individueel, gesin, kerk en staat. Okay, so hoe veg ons teen chaos op 'n individuele vlak? Wel, dit gaan oor dissipline. Dissipline. Ek moet gedisciplineerd kan lewe. En as ek wedergebore word, as die Here my red, dan moet dit begin om 'n werklikheid in my lewe te word. Ek moet gedisciplineerd lewe. So dan hier's 'n manier om daaraan te dink. As jy in jou kamer instap, lyk asof 'n draak daardeur gestap het. Dit is nie 'n goeie ding nie. Okay, so ek wil net sê, so as jy kry 2 vorms van orde, jy kry lewende orde en dooie orde. Dooie orde is wanneer jy so 'n hele stapeltjie het of 'n al jou potlode is ewe ver uitmekaar gepak op jou lesenaar
en is heeltemal georden en niemand gaan dit mag ooit daarin vat om dit te gebruik nie. Dis dooie orde. Dis wanneer die porseleinkoppies ewe ver van mekaar af in die kas staan vir 15 jaar lank en asseblief moenie daarin gaan vat nie. Dooie orde is wanneer jy plastiek trek oor die sitkamerbanke, want ons moet tog net nie 'n fout maak om te dink hierdie moet gebruik word om op te sit nie. So jy kry 'n dooie orde. Nou dis nie waarvan ek praat nie. Lewende orde, daar is 'n plek vir kreatiwiteit, daar is 'n plek vir dinge om soms tot 'n mate ongeorganiseerd te wees binne die raamwerke van die Bybel. Jy kry 'n goeie vorm van dit, van lewende orde. 'n goeie voorbeeld vir my is wat jy in 'n weermag gaan sien, nie waar nie? Jy gaan nie dit maklik sien dat wanneer hierdie een stel troepe, die een weermag op die ander afgemarseer kom en almal ken mooi hulle weet waar hulle moet wees en die generaal gee bevel en daardie kordon skei af en hulle almal versprei om die vyand te omsingel en die vyand staan daar en sê, "Ja, is daar maar 'n klomp wettiese orde aanbidders hierdie. Ja, kan jy kyk net hoe formalisties hulle is." Niemand gaan so dink, jy gesê, "Sjoe, dit is intimiderend." Maar as die skote begin klap, dan gaan jy ook 'n bietjie sien hoe jy weet, die baadjies word vuil en sulke 'n paar sulke dinge gaan begin gebeur. Dis die orde wat ons wil hê. Dis die orde wat ons wil hê, 'n lewende orde, die tipe orde wat jy kry in 'n weermag, wat weet as die skote begin klap, dan gaan jy dalk modder op jou baadjie kry, en dit is deel van die pret, dis deel van die ding, die idee. Dan moet modder op jou baadjie kan kom. Maar as jy net hierdie dooie soort van orde het, dit is nie wat ons wil hê nie. Goed. So met die eerste plek waar ons orde moet bewerkstellig, moet bou, deur die krag van die Heilige Gees, is individueel, so my eie persoonlike lewe. En daar's baie goed wat jy aan kan dink. Jy weet, begin ek my dag met stilte tyd, om te bid tot die Here, en die dag aan hom op te dra. Het ek daardie soort van dissipline? Het ek genoeg dissipline om liggaamsoefeninge te doen? Het ek genoeg dissipline om 'n program te kan volg, en te sê, hierdie is die dinge wat gedoen moet word, ek het ja gesê vir hierdie dinge in my lewe, en daarom gaan ek dit doen. Het ek daardie soort orde in my lewe? En goed, nou die volgende een is dan die orde van 'n gesin. Dit is een van die groot punte waar ons wêreld vandag besig is om aan te val. Die duiwel en die wêreld val dit aan op daardie punt. Ons wêreld sê, ons soek nie orde tussen geslagte nie, ons soek nie orde in die huwelik nie, ons soek nie orde tussen ouers en kinders nie, ons soek geen orde nie, wanneer dit gaan oor gesinsake. Nou as ons orde in 'n gesin soek, dan sê dit goed, wat sê die Bybel vir my oor 'n man? Gaan lees wat die Bybel vir jou sê oor 'n man, en wees daardie soort man. Wat sê die Bybel vir my oor 'n vrou? Wees daardie soort vrou. Wat sê die Bybel vir my oor 'n huwelik? En ek moet my huwelik so inrig. Wat sê die Bybel vir my oor ouers en kinders? Byvoorbeeld, meeste van julle is nou nog nie, ek sien julle het nog nie kinders nie. So, een van die dinge wat die Bybel vir jou sê, is eer jou ouers, eer jou vader en jou moeder. Hoe lyk dit? Wel, eer hulle. En dis deel van die orde. So, ons wêreld hou nie daarvan nie. Jy gaan nie baie films skryf wat vir jou die boodskap oordra dat jou ouers moet eer nie. Baie keer is die gedagte, jou ouers verstaan jou glad nie. Los daardie ou mense, hulle het geen idee wat dit is om 'n kind te wees nie. En dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die Bybel sê nee, eer jou ouers. Goed, dan in die kerk. In die kerk moet daar ook orde wees, weer eens lewende orde, nie dooie orde nie. Maar in 1 Korintiërs 14 is baie interessant, praat Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees, hy praat juist oor orde in die erediens, orde in die aanbidding. So ons stryd teen orde, een van die plekke waar jy die mooiste kan sien, is elke Sondag as jy kerk toe kom. Dis hoekom ons 'n ordelike liturgie het. Weereens, soek nie dooie orde nie, jy kry dit ook soms, waar as die dominee te vroeg of te laat sy hande opgesteek het, dan praat die ouderlinge na die tyd met hom. Dis nie die soort orde wat ons moet soek nie, ons soek 'n lewende orde, ene wat daar voor plek het, dat er modder op die baadjies kan kom, maar daar moet wel orde wees. So, selfs as ons hier in die erediens is, en ons kom om die Here te aanbid, dit is 'n stryd teen Leviathan, dit is 'n stryd teen ons wêreld wat net sê, chaos oral, chaos in die kerk, ons soek selfs chaos in die kerk. Ons sê nee, ons wil hê dit moet hier ordelik funksioneer, lewende orde, maar tog ordelik. En dan, die laaste een is in die publieke sfeer, wanneer dit gaan oor die staat. So, daar soek ons ook orde. Hoe lyk dit? Wel, dit lyk so wanneer ons goeie wette het, wat die wette van die Bybel reflekteer, en wanneer mense hulle self daarin onderwerp. So, dis wat ons moet soek in ons land. Ons wil 'n land hê, waar as iemand moord gepleeg het, moet hy weet, 9 uit 10 kere gaan die polisie my vang, en hy gaan doodgemaak word. Ek gaan die doodstraf kry. Dis die straf wat die Bybel gee van moord. Ons soek so 'n land. Want as jy dit het, dan begin mense sê, jy weet, dis dalk nie 'n goeie idee om moord te pleeg nie. En dan het jy, wat? Chaos? Nee, dan het jy orde.
So, ons moet veg vir orde, stry vir orde, ons moet dit binne in ons vermoë doen wat ons kan om orde te bewerkstellig op hierdie 4 punte. So, individueel, gesin, kerk en staat. En dit is hoe ons stryd teen Leviathan lyk. Het julle enige vrae? Is daar nou vrae? Hoe werk dit? OK, goed. Het julle vrae? Ja. Maar ek het net jou gedink, so alles wat God gemaak het is natuurlik goed. So hoekom het hy nie dadelik toe hy die skepping gemaak het nie? Hoekom was daar nie dadelik orde? Vra hom eendag. So dit is nie onmoontlik vir die Here. Die Here, daar's 'n grappie wat mense maak oor skepping en evolusie. Ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het nie. Waar iemand sal sê, hierdie 2 kindjies gesels mekaar, en sê die een vir die ander, het jy geweet God het geskep in net 6 dae, en dan sê die ander een, so lank. So die Here kon op enige manier geskep het, hy kon in 'n oomblik geskep het, en dit was reeds baie goed, dit was reeds soos wat dit moes wees. En hy het besluit om dit oor 6 dae te doen, hy het besluit om eers hierdie woes en leeg watermassa aarde te skep, en dan te orden en te vul daarna, en ek is bly, dit is pragtig, dit is wonderlik, dit is 'n mooi ding vir my, en ja. Ek dink nie dit antwoord dit in volle nie. Maar daar is iets moois aan 'n kindjie wat gebore is as 'n babietjie. Maar dit is nie mooi as daai kindjie 'n babietjie bly. Die punt daarvan is 'n klein mensie wat groei en volwasse word, wat die volkomenheid bereik. En ons iets van God se skepping, wat aan die begin is dit amper soos 'n kindjie, wat moet opgroei en volwassenheid bereik, wat die volkomenheid bereik. Ja. So die toestand waarin ons gaan wees, is nie weer terug wat Adam was nie. Ja. Ons gaan in 'n beter toestand wees na die wederkoms as wat Adam was in die paradys. Ja. Maar dit beteken nie dat die toestand waarin Adam was boos. Ja. Dit was so, dis iets wat moet groei en volwasse word. Ek dink nie dat al die elemente van die vraag is uitstekende vraag. Maar ek dink dit is 'n goeie manier om te dink oor daai vordering wat moet wees op die skepping. Ja. Ek weet nie of dit dieselfde Waarom gaan jy weer een probeer? Weer een. Oei, nee. Hou net al weer. Maar nou hoor net my vraag. Ja. Ek dink mense dieselfde vraag as jy praat oor selfs boosheid. Hoekom stop die Here nie nou net Shamir alle boosheid nie? Want hy het die mag. Hy kon dit klaar gemaak het binne 'n jaar, binne 'n dag. Hoekom rek hy die storie uit oor jare? En ek dink die antwoord is hy verheerlik homself in die uitvoer van sy plan, in die oorwinning oor boosheid en in die oorwinning oor chaos. So in die skepping sien mens nou nie die boosheid nie, maar jy sien reeds hierdie element van die Here wat 'n storie skryf, wat vordering bring in hoe hy skep. So daar's 'n orde in hoe hy homself openbaar. So dis nie net eensklaps nie, daar's 'n tydselement aan die verheerliking van sy naam. Ja. En as ek net kan sê, hoe die storie of die verhaal van die Bybel eindig, is pragtig. En hoor jy in Openbaring 21, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, en die see was daar nie meer nie. Nou, ek weet nie of dit letterlik is of nie, en dit is nou tersyde, maar as jy daaraan dink, is dit wel as geen chaos nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat God maak, het nie daardie woes en leeg meer in nie. Daar is nie meer daardie element van chaos nie. Nog vrae? Iets wat ek ook gewonder het. Kyk hoe hy werk, ek weet nie of hy Okay. gaan werk nie. Goed. Iets wat ek oor gewonder het, is baie mooi wat jy gesê het van woes en leeg, en dan bring hy orde en hy maak dit vol. En ek het nog gewonder, toe jy later gepraat, ons soek orde, ons soek 'n lewende orde. En toe het ek gewonder of is dit nie, dat op partykeer is daar 'n orde, maar is nie vol nie. So dink aan hoe die Here, hy skep ruimte, hy skep die orde, en dan maak hy dit vol met lewende dinge. So maak dit vol daarmee, en ek wonder, is dit iets, is daar 'n element daaraan, as ons 'n orde het, wat
soos wat jy nou gepraat het van 'n lewende of 'n dooie orde, kan dit wees dat dit op een of ander manier nie volgemaak is nie. Dis maar net ietsie wat ek oor gewonder het terwyl jy daar gepraat het. Ja, wel, ja. Dit is, ek dink so. So, interessant nou wat jy noem, in Genesis 1, as dit die see beskryf, dit is 'n baie interessante ding wanneer die see in Genesis 1 beskryf word. Dis nou na die tol van woe, so nadat die Here nou uit die waters geskei, so hy het orde gebring, en dan vul hy dit, soos jy nou gesê het, dan hoor hoe dit beskryf word in Genesis 1 vers 20, en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, so hoor daar, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel, en God het die groot seediere geskape, en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte, toe sien God dat dit goed was. So, jy kry daai idee van selfs die see, wanneer dit goed word, dan maak die Here dit vol ook. So, en dan baie gepraat oor chaos, was eintlik twee goed wat die mense van daardie tyd, en die Bybel ook, koppel aan die see. Daar's meer as twee, maar goed, ek gaan nou twee noem. En dit is chaos, jy sien die chaos net daar in Genesis 1 vers 2, en dood. So chaos en dood. En dis nou juist die interessante ding, wanneer die Here die see maak, dan is dit georden, hy orden dit, en is vol lewe, het wemel van lewende wesens. So dit is, ek dink om terug te kom na die punt wat jy wil maak, dit is interessant wanneer mense dink, goed, ek wil orde hê, maar dit moet dood wees. Wel, die Bybel beskryf die see ook as iets wat dood is. So daardie orde kan nie dood wees nie, dan is ek nog steeds by die see, dan is ek nog steeds by my lewe is maar 'n draakagtige lewe. Ek soek orde wat lewend is, orde wat wemel, orde wat vrugbaar is, orde wat plek het daarvoor dat die kinders soms rond kan hardloop en spaghetti in hulle hare vryf. Daardie tipe orde soek ons. Goed, nog vrae?